Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Daar's fascinerende verhale in die Bybel wat vertel van God se pad met sy volk, sy mense. In die Ou Testament is sy volk Israel. In die Nuwe Testament is dit die kerk. In Hebreërs 11 vers 1 word daar oor geloof gesê. Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Baie keer, as jy die Here se pad loop en sy opdragte moet uitvoer, moet jy vashou aan iets wat jy nie kan sien nie, want jou common sense sê partykeer vir jou, dit wat ek nou hier moet doen, gaan nie werk nie. So as ek om my kyk en ek sien die realiteit, dan kan ek nie die Here se opdrag uitvoer nie. Nou daar's 'n baie oulike verhaal wat hierdie illustreer in die Ou Testament in Numeri 13. Dit is as die volk die beloofde land moet inneem. Moses stuur 12 verspieders uit, 1 leier uit elke stam van die 12 stamme en hulle moet die land gaan verken. Maar ek lees net gou vers 1 van Numeri 13. Die Here het vir Moses gesê, stuur manne om Kanaan wat ek aan die Israeliete sal gee te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy 1 stuur wat 'n leier onder hulle is. Nou ken ons die storie, hulle gaan vir 40 dae, verken die land, kom terug en lewer nou hulle verslag. Maar hulle verslag is 'n meerderheidsverslag en 'n minderheidsverslag. Ek lees vir julle die verslag. Dis Numeri 13 vers 26. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paran-woestyn aangekom. Daar het hulle aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het onder andere 'n reuse druiwetros teruggebring wat aan 'n stok gedra is. Dit staan op 'n ander plek in die Bybel. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê, ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Nou Enak, daar was so 'n legende van Enak wat 'n reus was. Die Amalekiete woon in die Suidland, die Hetiete, Jebusiete en Amoriete in die bergwêreld en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Kaleb het egter die manne wat met Moses praat stil gemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het gesê, nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakiete stam van hulle af. Ons was so springkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. In hierdie 2 verslae, die meerderheidsverslag sê, ons kan nie gaan nie, ons is te klein, en te min, en te swak, hulle stede is versterk, hulle mense is reuse. Dis die meerderheidsverslag, 10 uit die 12 voel so. Die minderheidsverslag kom van Josua en Kaleb. Hulle sê, nee man, ons kan hulle gaan inneem. Nou wat is die verskil tussen die 2 verslae? Die 10 wat sê nee, is realisties. Hulle weeg hulle eie militêre vermoë op teen die militêre vermoë en die versterking van die stede wat hulle gesien het. En realisties sê hulle, ons moet nie gaan nie, ons kan dit nie maak nie. Nou kom Josua en Kaleb en hulle sê, nee man, ons gaan hulle inneem. En nou lees ek 'n stukkie verder.
Hoofstuk 14 vers 7 sê Josua en Caleb sê nou die volgende: die land wat ons gaan verken het, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor die taal. As die Here ons soontoe bring en hy is ons goedgesind, dan sal hy die land aan ons gee. Die ander ouens het gesê, ons kan nie die land inneem nie, want hulle is sterker as ons. So, die 10 manne kyk na hulle self. Josua en Caleb kyk na die Here en sê, as die Here ons vat, gaan ons dit kan doen. Ek lees verder. Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Julle kan die verskil sien. Met oë van realisme kyk die 10 en sê ons is te swak. Met oë van geloof kyk die 2 en sê die Here is by ons, ons gaan dit kan doen. Net 'n kantaantekening. In ons eie lewens is ons partykeer ook gekonfronteer deur die reuse, die groot goed. Maar hier is dit baie belangrik, wat is die ondertoon van hierdie hele verhaal? Dit gaan nie hier oor wat Josua en Caleb wil doen nie. Dit gaan oor 'n opdrag van die Here. Dit gaan oor die land wat aan hulle beloof is. Deuteronomium 7 staan dit baie duidelik. Ek lees net 'n stukkie. Hier staan, die Here jou God sal jou bring in die land waarheen jy op pad is en wat jy in besit sal neem. Hy sal baie nasies voor jou uit verdryf. Die Here jou God sal jou dit in besit laat neem. So ons praat nie hier van 'n situasie van ek het hierdie projek wat ek wil doen, ek het hierdie besigheid wat ek begin of wat ook al en nou sê ek die Here moet my nou help nie, want die Here is by my nie. Dit gaan oor die Here se eie pad, sy eie opdrag. En sy opdrag was, ek wil hê julle moet die land gaan in besit neem. Daarom kan Josua en Caleb sê, die Here is by ons. Hy het gesê, ons moet dit doen. So, nou gaan ons dit doen. Die storie gaan verder, baie interessant. Lees gerus die hele Numeri 13 en 14. Nou sê die ander lot, sê, ons gaan dit nie doen nie, dan is daar, hulle versprei nou hierdie fake news van die reuse wat hulle gesien het, versprei hulle nou onder die volk, daar kom 'n murmurering en 'n opstand onder die volk. Hulle wil sommer vir Josua en Caleb met klippe doodgooi. Hulle vaar uit teen Moses en Aaron. Hulle sê, hoekom het ons nie liewer in Egipte gebly nie? Weet julle wat? Kom ons kies vir ons leiers wat ons terugvat na Egipte toe. Dit gebeur nou alles daai aand. Daar's 'n hele oproer in 'n besigheid daar. Die Here raak kwaad vir hulle en hy sê, goed, as dit julle houding is, dan gaan ek julle nie in die land laat ingaan nie. So draai nou om en gaan terug in die woestyn in. Hierdie klomp mense wat teen my in opstand is, ek gaan 'n pes onder hulle stuur, ek gaan hulle uitwis. Julle gaan 40 jaar lank in die woestyn rondtrek, tot laat almal wat al hierdie geslag wat 20 jaar en ouer is, tot hulle almal dood is. Met julle kinders sal ek dan weer 'n pad loop en ek sal hulle in die land invat. Nou, ek kan my nie voorstel hoe dit daai nag gegaan het nie. Dis gerugte en is oproer en party wil ander leiers kies en van Moses en Aaron ontslaa raak. En dan besluit die volk, nee goed, okay, as ons nou hoor wat jy nou sê, Moses sê nou vir hulle, julle gaan nou terug in die woestyn in en julle gaan doodgaan daar. Sê nee, ons is nie lus vir dit nie. Ons besluit, ons sal nou maar die land gaan inval. Dan sê Moses, moet dit nie doen nie, want die Here het nou klaar gesê, hy is nie saam met julle nou meer nie, om dit te doen nie. Hy het gesê, sy duidelike opdrag is, ons moet teruggaan in die woestyn in. Dan trek daar 'n klomp van die Israeliete, trek nou op om die beloofde land in besit te gaan neem. Hulle word vernietigend verslaan. Hulle waarneming as verspieders, dat hulle te swak is, was reg gewees, as hulle sonder die Here is. Maar toe trek hulle nou sonder die Here op, toe is hulle te swak, toe verloor hulle die oorlog. Nou gaan hulle terug in die woestyn in,
40 jaar later is Caleb 'n ou man. Hy is nou al 85. Dit staan in Josua hoofstuk 14. Baie interessant. Caleb kom nou na Josua toe en sê vir Josua, onthou jy nou toe ons daai tyd in die land ingegaan het Moses beloof dat ek 'n stuk grond kan kry. So kan ek dit nou kry. Maar Josua is nou jonger en Josua is die leier wat hulle nou vir die tweede probeerslag in die land moet invat. En dan sê die Here vir Josua in Josua 1 vers 9, ek gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Dit wat Caleb vir hulle gesê het 40 jaar terug, dit sê die Here nou vir Josua, en dan het hulle mos nou die land ingeneem. Ek wil afsluit en sê, wat sien ons in hierdie verhaal? Om naby die Here te bly en by sy beloftes te bly, dis wat ons moet doen. En sy beloftes gaan nie oor my rykdom en roem, my lewe, my suksesse en my goed nie. Dit gaan oor sy koninkryk. En as ons naby aan sy koninkryk bly en ons probeer verstaan wat dit is wat hy wil hê ons moet doen, dan doen ons dit, al sê die realiteit wat ons sien dat ons dit nie kan doen nie. Maar dan gaan ons eenvoudig, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, wees vasberade, wees sterk. Dan doen ons wat die Here gesê het ons moet doen. In die Nuwe Testament gaan dit oor die koninkryk van God. Nou nie meer 'n land wat ingeneem word nie, maar die koninkryk van God waarin ons medewerkers is. En in hierdie situasie sê Jesus, ek gee julle die opdrag, julle moet die Here julle God lief hê en julle moet julle naaste lief hê. Ons kom partykeer by besluite wat ons nie weet wat om te doen nie. Nie omdat ons nie ordentlik luister nie, net omdat daar nie eintlik 'n antwoord kom oor wat moet ek nou doen nie. Dan bly ons binne die wil van God. En die ondertoon van ons pad met die Here is liefde vir God en liefde vir die naaste. As by 'n plek kom wat ons nie weet wat om te doen nie, dan doen ons dit. Mag die Here jou pad saam met jou loop. Die beloftes wat hy vir ons gegee het, die opdragte wat hy vir ons gegee het, selfs al lyk dit onrealisties en onwerkbaar en onmoontlik, as die Here by ons is, dan seën hy ons om in sy koninkryk te werk, om sy pad te loop. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie verhaal waarin ons u pad met mense kan sien en dat ons die minderheidsverslag van Josua en Caleb kan sien. Hulle wat in u geglo het, ongeag van wat die realiteit is wat hulle gesien het in Kanaan. En ons vra, Here, help ons om soos Josua en Caleb met geloofsoë reg te kyk en reg aan u te kan vashou. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly. Amen.